gevlieg het, wie van julle het al in 'n Boeing gevlieg? Een wat baie passasiers vat. OK, ek het al baie in 'n Boeing gevlieg, op af, oral in Suid-Afrika, en maar hierdie man was 'n pionier van 'n klein vliegtuig, dit was 'n een-man vliegtuig. Nou, hy vlieg een Saterdagmiddag, lekker middag, vlieg, jy weet, net soos wanneer die son so sak oor die Sahara-woestyn, en hy vlieg lekker en is verskriklik lekker, en dit is net hy en homself, en hy dink oor die lewe. Hierdie vlieënier wat my daar so vlieg. Nou, hy vlieg en hy is oral stil. En hier is skrik, hier aan die linkerkant, dit is rook. Dit is net rook. Hy kan amper eers sien hy probeer die venstertjies oop te maak en hy kyk en druk sy kop uit en dit is net rook en die vliegtuig begin te ruk en alles begin te skud en hy sê, joh, hier is 'n probleem en hy slaat die boekie oop en hy blaai en hy drink baie en hy probeer te kyk, wat moet hy nou doen, wat is plan van aksie? En hy besef, nee, dit is tyd vir 'n noodland en hy gaan dit nie maak nie. En hierdie vliegtuig is besig om heeltemal beheer te verloor en hy gaan al af en af en af. En hy kom tot so naby en hy mis 'n boom net so daar breek 'n tak. En dan gaan dit so oor en daar tref hy 'n sandbank. Daar in die sand. En hierdie vlieënier het dit net oorleef. Hy vee die sweet so af. En is stil, dis net een propeller wat nog waai. En hy kyk so op en dis net die son wat so skyn en hy het net 'n botteltjie water by hom en hy is nou in die woestyn alleen. En wat kan hy nou doen? En hy begin te stap. En hy stap en sy bene is so 'n bietjie seer. En hy loop. En hy stap en hy hoor hy skielik 'n stem roep uit na hom en sê, tel 'n paar klippies op. Nou, ek sal dink jy hoor stemme as jy in die woestyn is. Want jy sal weer en dis om dood te gaan. Maar hy hoor 'n stem, tel 'n paar klippies op. En hy buig toe af en hy sien daar's klippies daar rond en hy dink nooit nie. Ek gaan nie klippies optel nie. Ek moet so lig wees as moontlik, anders gaan ek nie oorleef nie. En hy kyk af en hy dink nee, hy is besig om mal te word. Hy gaan die stem nie verneem. En hy stap en hy drink 'n bietjie water. Dis warm. En hy hoor 'n stem eerste wat hom sê, tel 'n paar klippies op. En hy kyk af en hy durf te kyk. Hy gaan net afkom en pik en hy tel 'n paar klippies op en hy sit in sy sak. En hy loop verder en hy val neer. Dis nie sand. En na 'n paar dae maak hy sy oë oop in die hospitaal. Ander mense het hom raak gesien, hulle het 'n bakkie daar verbygery. En hy is in die hospitaal en hy dink terug. Hy onthou die vliegtuig wat gebreek het in die rook. Hy onthou die son. Hy onthou die water wat hy moes drink. En hy onthou die skrik terwyl hy daar in die hospitaalbed lê. Hy onthou die klippies. En hy voel so in sy sak. En hy haal dit uit, 6 hand in sy sak uit en maak het oop. En hy dink, wow, hierdie klippies blink. En daai klippies was toe diamante. En hy sê, joh, hoe kan ek my sakke vol gemaak nie? Nee? Maar ek wil vir julle sê, tye soos hierdie, oomblikke soos hierdie, die poppenkast laat daar staan. Oomblikke soos hierdie, nee? Wanneer die Here kom om met ons te praat, wanneer die Here met sy woord kom, wanneer mense kom en vir ons sê, so sê die Here, wanneer mense praat van Jesus Christus en die kruis en die bloed van Jesus Christus jy kan skoon was van al die sonde, dan is dit soos 'n stem wat na jou toe kom en sê, neem dit, vat dit vir jou. Want eendag in die ewigheid gaan dit verstom. Maar as jy gaan dit ignoreer, as jy dit gaan wegsit en sê, nee, ek wil nie hoor nie, dan gaan die ander kant die graf kom, dan gaan die spyt wees. Dan gaan die spyt wees. En ons gaan nou luister na poppenkast en 'n paar ander goedjies, en dan moet hulle luister en sê, Here, maar praat met my. As 'n stem kom, moet jy dit vir jou vat. OK, ek gaan nie